keuse gehad het om by die huis te sit, en dan op die televisie of wat ook al, verskillende kanale te kan kyk. Maar om te kom na die huis van die Here, is 'n wonderlike voorreg. Hierso waar ons by mekaar gewees, want ons weet die Here is hier teenwoordig, en dan nie net dit nie, maar hierso is dit ook wat ons na mekaar omgee, as soos laas Sondag iemand op my drukkie gee, by my beteken, en ons is 'n familie, en ons familie gaan nou net, is nie beperk tot hierdie gemeente nie, ons familie is ook groter, want ons is deel van die evangeliese of gereformeerde kerk, en dan is daar ook ons verlengingsarm van die kerk, soos die Gideons, waardeur die Here ook werk doen, en wat ons ook die werk wat uitgegaan word, buitekant wat gedoen word, en vanmôre word ons dan ook net gebruik maak om te sê, wat gaan daar by markplein aan die gang? Want soos ons vandag hier so sit, weet ons, dat daar iemand sal uitbeweeg na die plaaslike polisieselle toe, en dan daar 'n Bybel in iemand se hand gaan plaas. Volgende week word die skole weer, die week rand, word dan weer Bybels geplaas by die skole. En wat 'n voorreg het ons om te weet, dat elke leerling in hierdie land het 'n Bybeltjie, of hy kry die geleentheid om 'n Bybel te lees. En ons weet, die Here sê, sy woord in die leeg, en ons is terugkeer nie, maar bereik waarvoor dit gestuur is. Ek wil dan vandag ook net afskop, ons gaan so 'n paar getuienisse gee, en ons vertrou, dit gaan tot opbou in so stigting wees. Op die 29ste Desember, het voor Kersfees, ons logistiek is nie so lekker nie, en Lina het my altyd aangespoor en gesê, kom Henny, daar is nog iemand wat jy 'n Bybel voorbeeld van gee, op daar, sy het net 'n passie en 'n hart vir die verlore van die mense gehad. En sy was toe saam met my na die selle toe, en ek sal het nooit vergeet nie. Dit was ook gesluit, en sy is binne in die sel. En as ek my oors te maak, as ek waar sy staan, en sy verkondig die evangelie aan die dames wat gevangene is. En ek kan getuig, hoe daar nou trane gevloei het, en hoe daar nou drukkies vir mekaar gegee is, en ons weet, dit is wat nou gedoen word, en dit is uit die kerk, word elke mens bereik wat in nood is. So het sy ook byvoorbeeld die Kagiso kliniek besoek, in die tyd van COVID. En daar is mense wat gesê het, nee, julle is nou dom, of onverantwoordelik om COVID tyd uit te gaan, en dit nogal klinieke te gaan besoek, en waar mense siek is, en so aan. Maar Lina het net vastgestaan en gesê, nee, sy gaan. En toe ons by die bepaalde kliniek kan kom, is die mense hier afry, na Raton hospitaal toe, en dan gaan die mense so net by Azadel, so deur die dippie, en in die ander kant die dippie, dan is daar 'n afdraaipad, dan met die pad, so ek moet sê, by die verste weggaan, van Kreers of waar, amper teen die myne ook. Daar kom tyd by die kliniek uit, en toe sy die toestemming vra om Bybels daar te plaas, toe is daai mense amper in trane, want dan sê hy die Bybel so nodig, want die kliniek, daar van die kliniek is toegemaak, die pasiënte is oorgeplaas na hulle kliniek toe, maar sonder voorrade om die mense te bedien, en hier kom sy nou met Bybels, en dit kon uitgegee word, maar ek kan net vir julle sê, die groot voorreg wat sy gehad het om die Bybels te kan gee, wat ons weet is ons mediese personeel, die Bybels lees ook, dan word hulle ook geïnspireer om te weet, daai Bybel is tot stigting vir mense, en dan werk hulle ook vir die Here, en nie soos mense nie. En dan weet ons ook, dis 'n terugvloeg in die gemeenskap, want dan kry die mense ook baie beter diens. En so met ander woorde, soos daar ook baie getuienisse van mense wat die Bybels ontvang het, en dan ook vir mense van geleiding in die hospitale en instansies gedoen het. Dan het ek 'n getuienis gegee ook hierso by die Jambo, so 'n voorjaar wat hulle die jeug het hulle toegesluit, oukies toe nou stout was, die wat nou met 'n jarig was, en ons kom toe op die Dinsdag aan daar om by ons te plaas.
En die een sel, die toe instap, so 8 oukies in 'n sel. En hier spring die een mannetjie op. It's a miracle, it's a miracle. En ons vra hom, wat is nou so, wat het nou in die gang? Toe sê hy, nee, hy moet die volgende dag in die hof verskyn. En hy het baie bekommerd, en hy het nie, en sy vriend sê vir hom, maar jy moet 'n Bybel kry. Toe sê hy, maar ek het nie 'n Bybel nie. Toe sê sy vriend hom, maar bid, en die Here sal vir jou 'n Bybel gee. En hy vat ons na die venster, en sê, sien jy daai boom daar aan die kant, net hier onder die boom, daar het ons gebid vir 'n Bybel. En hier kom julle vanaand en julle gee vir hom 'n Bybel. Dan plaas ons ook Bybels nie net hierso plaaslik nie. Daar is ook in afgeleë gedeeltes in die land, so daar in KwaZulu-Natal, Angola en alle ander aspekte waar daar van die kinders is, en ek wonder ook baie keer of hulle al mense van 'n ander veld neergesneek, daar in die Boendesing. Maar as daar nou 'n Bybelplaas in gebied geplaas word, dan is dit gewoonlik altyd so in 'n bepaalde gebied, dan is dit so 120.000 Bybels wat nou geplaas moet word. En dan word die spanne opgedeel, en dis maar ook baie daai, onthou, my eerste plaas moet ek bygenoem gebring het, so toe ons op 'n kol, dan van die Bybels afgeskywe van die vrag, van die bakkie af, ons is van die Bybels optel, so onwerksaam was het geweest. En maar ons het daai Bybels geplaas, en ons kom by 'n skool uit, en hier sê die onderwyser, die skoolhoof vir ons, sy is baie bekommerd geweest, en sy aan die einde van haar skoolloopbaan gekom as 'n skoolhoof. Want die skool wat hulle het, is hoofsaaklik net dames met personeel, en die seuns speel goed met hulle. En die persoon wat saam met my is, hy is 'n baie begaafde persoon en baie bekwaam. En hy sê toe hy sal die skool praat, en hy gaan toe en hy sê, kry my al die kinders in die vierkant by mekaar, asseblief met ons, dat ek met hulle kan praat. Nee, sê sy vir ons, dit is onmoontlik, want daar is 3 klasse wat besig is om eksamen te skryf, en hulle kan nie kom nie. Hy sê, nou wag ek, maar doe my nou 'n guns, en stuur iemand na die klas nommer 1 toe. Kom hulle terug, die jou klaar geskryf het, die kom klas nommer 1. So ook in klas nommer 2, klas nommer 3, en daar het ons almal in die vierkant, die hele skool, nie net die 3 klasse nie, maar die ander wat nou nie geskryf het, en almal is by mekaar. En hier begin hy, en hy praat toe nou met die onderwyseresse, en hy verduidelik ook oor hulle verantwoordelikhede, hulle funksies. Toe gaan hy oor na die dokters toe, en hy verduidelik vir hulle rol in die gemeente, in die skool, en toe later, toe vat hy nou die seuns aan. En soveel so, dat hy veel vir die seuns sê, hulle moet nie nou, met van groep druk misbruik maak, en die meisies uitbuit en so aan nie, maar toe hy klaar gepraat het, toe staan hy die hele skool se meisies op, en hulle gee hom 'n staande applaus, en ons weet, daai onderwyseres, daai skoolhoof, het met soveel enthousiasme, kon sy weer aangaan, met haar dagtaak, wat hy gedoen het. En dan ons ook, dat ek nooit my laaste Bybel masterclass met hom bygewoon het, toe is dit nou die laaste dag, en daar's 2 skole wat gedoen moet word, en ek sê vir die persoon, vir Erik Brand, laai my asseblief die een skool af, dan gaan ek die skool doen, dan gaan ek doen die laaste skool. En ons het ook die skool geplaas, en toe ek nou, dan moet julle weet, daar in daai gebiede, noem seker nie vir nie, die beleid nie 1000 deels, en as oorals ek op baie koppies, en dan woon ek op baie koppies daar in skool. So daar is eintlik niks woongebiede om dit nie.
Die kinders word maar aangery of hulle loop van ver af. En toe ek nou na die skoolplaas het toe omkom, soos 'n groot my riem onder die hart, hier kom ek om die hoek, en hier staan nou van 3 dogters, met elke met hulle Bybel intensief, soos hulle sal nou lees. En soos die busse vertrek, sien ek daar gaan die Bybels nou uit, na die bepaalde woongebede toe. Net om agterna te leer, dat daar gemiddeld maar 1 Bybel vir 8 persone in daai omgewing is. En hier word nou omtrent 3000 Bybels per daai bepaalde skool uitgedeel, en daai 3000 Bybels is in die gemeenskap in, waar die ouma of oupa of broertjie of suster of wie ook al kan daai bepaalde Bybels lees, en so word die evangelie uitgedra. En dit is nou ook klein bietjie werk wat ons nog gedoen in my belewennisse wat ek ervaar. En ons sien nou uit na die getuienis wat ons gaan kry. Ons het vir 'n paar persone gevra om ons getuienis te gee. En eers aan die woord is Ria, asseblief kom in vrymoedigheid. Help ons asseblief. Môre almal, ek is Ria Heineke en ek en my man Wynand is betrokke ook by die Gideons in Randfontein. En deel van ons taak is om al die sekuriteitsmaatskappye in die dorp om hulle te voorsien van Bybeltjies waar dan vir hulle in hulle takke vir hulle personeel Bybeltjies is. En so het Wynand toe uitgereik na die gemeenskap met die verskillende instansies en hy het toegevra, wie het nodig. En so gaan ons toe die dag om vir EPA hulle sin te gaan aflewer. En ons kom by EPA en ons stop vir die hek en ek en Wynand wag. Hy skakel hulle en sê ons is daar, dit is al laatmiddag begin donker raak. En ons wag en toe ons weer sien, toe kom daar iemand by die volgende hek. Daar's 2 hekke wat so is en ons is voor die een maar vanaf die ander hek om die persoon te aangestel. En ons sê toe van ons is van die Gideons en ons gee net die Bybeltjies wat hy nou vir hulle moet inneem. En wat so wonderlik was, die ouetjie wat nou die Bybeltjies vir ons kom afhaal en ontvangs neem, hy sê toe vir ons, kan hy vir ons sy getuienis lewer? Ons sê ja, dit sal goed wees. En hy vertel vir ons, hy sê, hy was 15 jaar lang, was hy 'n dwelmverslaafde gewees. Hy sê, en hy staan die betrokke dag, staan hy by Uncle Harry's, by daai robot. Hy sê, en hy speel net moedeloos, en hy steek sy hand in sy baadjie sak en weer sy dwelmpypie uit te haal om weer die dwelms te gebruik. Hy sê, maar op daai stadium, hy het ook iewers op sy pad, het hy ook 'n Bybeltjie gekry. Ek glo dit was seker maar toe hy op skool was. En die ou Bybeltjie was altyd in sy sak, en op daai stadium reik hy nie uit na die dwelmpypie nie, maar Heilige Gees laat hom uitreik na die Bybeltjie toe. En hy vat die Bybeltjie en hy sê vir die Here, hy sê, Here, U woord sê, hy sê, vandag kom ek na U soos wat U woord sê. U woord sê, ek op vandag. Ek kan dit dit is die wintersklere, Here. Hy sê vir die Here, hy sê, Here, vandag staan ek letterlik op U woord. Hy sê, Here, U kan my dadelik genees. Hy sê, ek wil nie na rehab toe gaan nie. Hy sê, ek weet dat U kan my nou op hierdie daad genees. Hy sê, en hy vat die dwelmpypie en hy breek hom stukkend, daai glaspypie. Hy sê vir ons 3 maande daarna, toe kry hy werk by EPA as veiligheidswag. Die Here het daai man so aangeraak, hy was dadelik gesond gewees van die verslawing. En 6 maande nadat hy daar by hulle werk, het hy so 'n goeie indruk gemaak in die werk wat hy gelewer het, dat hulle vir hom 'n reaksie-offisier gemaak het en vir hom 'n voertuig gegee het. Daai ouetjie werk nog steeds by EPA. En toe hy dit vir ons vertel, het ons hande gevat en ons het saam met hom gebid en net die Here geloof en geprys vir daai wonderlike getuienis. So ek wil net vir julle sê, moet nooit hierdie Bybeltjie onderskat nie. God kan groot dinge doen. As jy God vertrou en is enigiets moontlik. Net soos wat daai man se geloof was sterk, dat hy gesê, Here, U kan en God het.
So as ons wil, en ons wil dit regtig hê, dan gaan God dit vir ons gee. Goeiemôre gemeente. My naam is Johan Brewer. Ek is nie baie lank Gideon nie, 2 jaar. Maar die Here het my hart gelê om Gideon te word. Ek wil gou vir julle net 'n stukkie lees wat na die hart is. Na my hart is en my verandering. Dit kom uit Matteus 24 vers 34 tot 40. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê: Kom julle wat deur my Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het my klere gegee. Siek en julle het my verpleeg. En hier is die deel wat ek kom. In die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het, hom vra: Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed? Of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u 'n vreemdeling gesien en u as in u gehuisves? Of sonder klere en vir die klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk vir u besoek? En die koning sal hulle antwoord: Dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van my gedoen het julle dit aan my gedoen. So, dit het my baie na my hart gelê. Maar nou wil ek julle vertel van 'n storie wat my gebeur het. So, ek was van plan om 'n speech hier so te gee. Maar gisteraan sit ek en ek dink en ek bid en ek sê vir die Here, wat kan ek vir hierdie mense vertel wat nie 'n speech is? En die Here sê vir my, vertel vir hulle van iets wat jou gebeur het by die polisiestasie hier in Randfontein. En so julle rukkie terug, kom ek by die polisiestasie om Bybels uit te gee en met die gevangenes daar te praat. En ek is alleen hier, as niemand wat saam met my is. En ek loop in en ek roep die sersant. En die sersant kom nader en hy sê vir my: Ag, you again. En ek sê vir hom: Yes. Hy sê: Hallo, open up vir jou. En hy maak vir my oop. En ek gaan binne. En ek het nou die hele boek Bybels wat ek by my dra. En hy sê: Can I help you? Ek sê vir hom: Yes, please. Hy sê: You know, this doesn't help. It doesn't help speaking to these people. You are wasting your time. And ek sê vir hom: You know, I do it because God has put it on my heart to speak to these people. And the Holy Spirit will speak to these people. Hy sê: What is the Holy Spirit? Ek sê: Come with me and you'll see. En hy sluit die sel op en ek gaan binne, hy staan op by die sel deur. En ek begin toe my storie vertel vir die manne daar, hoe lief die Here vir hulle is, dat hulle kan vergewe, dat jy net deur genade in die hemel kan. Hele storie wat ek hulle vertel, vat my gewoonlik so 5 minute. En as dit toe klaar is, toe bid ek nou vir die man. En ek staan toe en ek maak my bid en ek bid vir hulle, terwyl ek besig is om dit sê die Here vir my: Johan, steek net jou hande uit as jy vir hulle bid. En ek gaan toe en ek steek my hande uit, my oos toe, en ek bid vir hulle. En toe ek klaar is, toe begin ek nou die Bybels uit te deel. Ons het die Bybel vir elke taal. So as jy ou Zulu is, dan gee vir 'n Zulu die Bybel en so gaan ons aan. Gee vir elke die Bybel. En ek is klaar. En ek gaan uit. En die sersant sluit. En die sersant kyk my so sê: You know, I think you make a difference. Ek sê: Maar. Hy sê: When you were praying, you put up your hands and you were praying for them. Hy sê: In that exact moment when you did that, 3 of those people, their eyes were closed too. They also put up their hands. And while you were praying. And ek sê: So you see, I told you the Holy Spirit works. And I say: But tell me more about the Holy Spirit.
En toe vertel ek hom nou maar, dieselfde sê maar, die storie is eintlik klaar vertel, toe hy gestaan en luister het. En ek gee toe vir hom ook 'n Bybel. En ek het hom nog nie weer gesien, wat hy daar gekom het, maar ek is doodseker, dat ons in sy hart aangeraak. So partykeer gaan jy soontoe om net met die gevangenes te praat, maar dan raak iemand anders aan. Dankie Rufie. Dankie Johan. Goeiemôre. Ekskuus ek het nie en ek het stem nie. Sorry. Eindelijk is. Wie gaat op pad? Zeg ja. Ons stem makkelijk is een kind van God. Ons stem makkelijk. Ik ken je het. Maar ik ben aan. Je moet aardig moeite. Kan je aardig daar buiten en verkondig die evangelie. Soos Jesus die disciples gesê het, gaan wees my getuies. Soos wat om te sê, my kinders. Maar kyk by die manne. En hier is my vraag. Ek het die Gideons, my aangesluit, julle ons maar vriend, ons tempenaar. En op die stadium, wat ek die Gideons ontmoette, het ek ontdek hier in Steekbaar. Het is ek kan maar, ons aandraag. So ek het altyd, ja, kan ontgedreid dan, met die Bijbelbossies. Dat was my job. Neem je naam in plaats. En ons het sê, is dat oké? Kan jy ons as een kom? Het job wat ons moet gaan doen, hy nooit ongevallen is. Ons moet 1800 van ons. En zo geknijp. Dus ook iemand met die bus komt, dat het bij bakkie komt. Dat is niet goed vertellen. Ja, ons van bestaan niet. En zo gaan ze allemaal gewoon. 4 aan ons gezet. En zie je dat, daar is een prachtig. En zie ja. Zou ik het? Maar nou heb ik het ook. Jachters op die plaats. En toch maar. Hoe gaan ik het hier niet? Hier ons daarheen komen. Want die zien, ik zie weer, ons zegt makkelijk. Dat is kennis van hier. Maar ons is niet makkelijk. En ik rijd, nooit groter voor ons toe. Nog iemand verkeerd. Met een maximaal 806. Nog ben ik vader. Ben ik zeker. En weer is dit gewoon van de wortel. En daarom vraag ik, als ik daar kom, laat daar een mirakel in. Want ik ben reeds terug. Ik heb rechters op mijn plaats. En ik denk dat ik daar stond. Er zijn 18 kilo's. En ik zie hier niet schuldig. En die neemt mijn stil. Dank je wel. En van de weg. En ik kan me niet maken. Anders op mijn daar. Gewoon komt zeer. Ik ben hier. Ik ben niet meer met de wacht schrikken. Ik ben en terwijl we met de Heer kwamen. En ineens mensen. Want ons gaan niet doen. Terwijl we het ben. Zei de Heer. Ik heb zo mooi mijn gebed gehoord. Kan je niet naar mijn voorleid wat zei? Wat mijn dochter wel in zee, naar wat de boek is. En de boek. En daar gaan we in zee. De komt daar, maar met de droog brengt. Je brengt me waters. En ik zei, dat was het proberen.
iets met die kapelaar, iets met die Gideons, maar ons kan nie begin. Ek sê, prys die maar mense klink nie van ons wat die Here ken. Die Gideons man, wat hier sit, is loyaal teenoor God se werk. Hulle sê nie, kom nie bid. En terwyl ek bid, wat ek wil, neem ek my voor my. En moet ek toch nou verstaan, ek hoor die, want die moet verstaan, ek het dit stem. Ek wat moes nie. Nou ja, dit is om te sê. Die mannen begin in taal praat. En hulle kom so nie by ons. En ek sê, Here, nou moet jy help. Ek ken Afrikaans en ons en van hulle wel. En sê, dit is my taal. En so hier kom, sê hulle, die stap by man en toe sê, hy weet nie wat dit gebeur, maar ons gaan omdink. Ek sê, Here, wat die woord nou. Nou. En ons ry in, en hy kom my te kant, en die looppad af, en die gevangene sê, tot by die sê. Toe ons gaan stop, om die ouwe, en so leersam, en hy sê, allemaal so voor, en hy sê, en wat vraag ons, my voor eerste. Eerste is, en ek is in ons stand, en sê, we zijn eigenlijk. Weet hoe moet je dat ook en ons krijgen het opschrijven. En dan staat hij. En zo ben ik eerst omgegooid. Ik heb hier gewoond om een te krijgen van handen. En dan staat hij. En de handproces is dat hij zag voor mij. En dit is de zo. Draai je in dit boek zet. Doe zo. Je moet verstaan dat jullie gevonden is hier omhoog. En die jongens is allemaal terug in het zitten in het zelf. En als ik elke Gideon dat hij zelf tegengegaan, dan vraag je, zoek je erbij ook. Van anders van ons sport en zeg je een Koran. Of keer het onze bokken, hij maakt je zich of mooi. Die bespotten met dat. En waar iemand daar staat ons achter en we kennen ons ook met zichzelf. En gemiddeld was er tussen 15 en 25 zichzelf. Ze elke Gideon om zichzelf en wat er hebben. Voilà. Of 2 of 4. En dat is gewoon zo sterk. Waarom ze dit? En dan stop je jezelf. Want die Johan moet die aan begin vragen. De roep die dat aan. Dan moet je die vriendje kennen. Staan er met de box bij ons. Ik heb die stem. We staan er voor jezelf. Dan kijk je hier van binnenkant naar mij. En hij zegt, wat Johan? Zie je niet wat dat betekent? Zie je dat niet jij al? Hij zegt voor mij, wat die jongen. En ik besef de eerste keer dat ik praat op de huil, dat ik ook ben. Gewoon mensen. En wat ik kon krijgen, was je volgende woord. I want to tell you that Jesus loves you. En ik geef 3 maanden aan diezelfde keer. En ik vraag mij een vraag en zeg, this Jesus that you're talking about, how do you know what I did? How does he? I say, no, I said, how can you know what I did? I said, I don't know. I said, this Jesus, how do you know that he loves me? I said, because he died on the cross. Dan moet je er weer met mij moet zien is zwak. Ik weet niet veel van die stil. Ze moet de eerste grootheid reiken. En die man
van die staat praat so. En sê ek met hart praat, want ek kan nie hoor. Ek het geen stem, ek moet met hart praat. En sê, ja, my ma. Sê, jy moet vertel, ek weet nie aan iets. En kom hier, ek wil nie eens nie wees. Want ek kom iets van nie vertel. Ek weet iets van hoor. Dan denk ek, wees ons. Prijs wat hy betaal. Die vriende, toe Jezus op die kruis gaan, toe sê hy, ek ken toch ook. En ek weet wat gaan hy doen, maar ten spijt daarvan, kan ek nie op die kruis gaan. En dit is ook vir die kruis. En die vermeerderheid, vir my besef, en sê maar met die, sang my kop vir die Here, en van weggaan, en hierdie kom noem my, en maak het, en beskaal het sy, want dit wat ek sien, en hy sê, wat jy, bevry van my, en ek was aanvaard, I want you to put your hands on me. En die vijand skree by my, pas op, en dan gaan jy woordje stil, en dan gaan jy gaan laat stil. En dan denk ek, wauw, en ek moet by ons neer, ek kleed my mond stijf. Sy name die selfde. Ek het baie geleentheid, om in my gebroke gebensleer, iemand te bid. God bly my. Terwyl ek kom bid, en op adem vat naam, en die vijand sê, pak, hy stil, want hy bly my styf. Toe sit hy adem op my. Toe sit hy my hand op sy kop. En ek sê, I want you to pray for Peter. Terwyl ek vir hom pray, want hy nou my hand sit op sy kop. En intussen kom die Gideon van hulle, sê die Here ook hier in kom, ons moet beloop het, ek het 'n job. Ek het 'n job. Ek weet, 22 aan die Here. Vraag met jou ogen voor. En makkelijk om te zeggen. Maar je bent hier. Ga je nog één op pad. Iemand iets te vertellen. Kan je hier staan? Zeg dat ik is skaam van de optreden. Ik is skaam vader. Want die mag gezond mij. Dus ik ben spreken. Daar zit ze. Want je ziet. Maar zoals toen ons kennis was, en ons maat ons ongegeven, dan weet je zo lang in. En God je daar wat in. Maar geen niet aan het job. En ook geen niet om te wezen. Is die gewoon stap voor. Die heeft een man, dat voor mij gezegd man. Ik besluit om naar te gaan. Ik ga slapen met besluiten. Zodat hij die waardigheid, wanneer ik met iemand kan praten, ik moet dat zeggen. Ik ben niet meer. Ik kan niet zeggen. I thank you, Lord, that you can use me and that you have changed me. Dus ook in heel gepraat, denk ik ook direct op een massaplaats en af terugkom. Dus ik al genoeg, ik weet het, ik heb wel tussen afgegaan toen ik kom bij dat toe. Dan tel ik die vrachtmotors van vooraf, dus ik dus 100 vrachtmotors doen en gekregen, weet ik, dat is 100 kilometer afgeleverd. En ik besluit dat ik aan terugkom en dan minder motors is het probleem, maar het antwoord net in die karre uit. En toen ik nou daar bij een plek inkom,
hier in Volksrus iewerste. Toe besef ek net vir myself, al is Kreersdorp nou ook nog verder 500 kilometer verder as wat hy nou is ek nog die krag, en die Here gee vir ons die krag om aan te gaan. Dit is nie in jou eie krag wat jy doen nie. En daar het ek belewe hoe die Here vir my kan krag gee. En net om sy werk te kan doen. Ek dink net die kinders aan tussentyd word jy self gebless. Goeiemôre. My naam is Wynand Penning. Soos ons nou praat, jy luister na die stem van die Here. Ek daar langs my vriend gesit en my vrou gesit. En die Here sê vir my, gaan en gaan gee jou getuienis hierso. Dit is nie maklik nie. Ek is nou, word nou 64 jaar oud. En as julle kan onthou, die laaste keer toe die skou hier was, het Angus Bakkie nie na toe gekom en ek hier by die cricketveld by daar gekom, land met sy helikopter en ek daar gepraat daar so. Ek en my vrou het gegaan, ons soekers gegaan en kyk en sien wat gaan hier so. Ek wil ook graag sê, as by ons Engels wees, ek het die preek gehoor en geluister. Maar daar het die Heilige Gees met my gepraat. Nie om Engels nie. Die Heilige Gees het my gesê, jy is op die verkeerde pad, jy is lukewarm, jy is warm en koud. En wat sê die Here vir ons? Hy spoeg ons uit. Jy wil niks met so iemand te doen nie. En ek het in die huis gekom, nadat hulle daar so vir ons gebid het, ons is huis toe gegaan. En Ria was al die jare in Pinksterkerk gewees. Ek het daar saam met haar, ons is nou al oor die 40 jaar getroud. Amen, dankie Here vir die wonderlikste vrou wat ek het. Ek eer haar daarvoor. As dit ook nie vir haar was, dan was het ook maar wat 'n keer op pad gewees. Die Here het my elke keer maar teruggebring. En so 9 jaar terug het ek gegaan. Ek was in Tunisia gewees, so daar gewerk. Ek het nie en daar gewerk en teruggekom en ek ons geretrencht. Last in is first out, so ek is daar terug. My vrou het daar werk gegee, so saam met ons Tunisia toe gegaan. Sy het R5.000 per maand gekry daar, so het sy gekry, maar dankie Vader, ek het daar 'n bietjie meer gekry as dit. En toe die kans het druk, kon ek teruggekom. Wat doen die Here met my? Hy laat my bietjie sit by die huis, dat ek bietjie dink, wat gaan aan met jou? Kry jou lewe reg. En wat het ek gedoen? Bybel gevat, Bybel gelees, aantekeninge gedoen, gebid. En die mense is ons maar 'n snaakse mens. Kan ons maar op my eie krag en staat maak. Ek kan die Here kan vir my werk gee. Ek is 'n opleidingsbestuurder, ek het alles, ek het my bedragingslisensie, ek het die meestersbedragingslisensie. Nee, laat my nie gaan soek vir werk nie. Laat my by die huis sit. Ja, was so 3 maande saam met my, en sy het werk gekry, dus ek alleen by die huis. Ek moet die huis skoonmaak, ek moet kyk vir kos maak. Maar kyk loop vanaf verby, dit is as jy ooit wees, dit is so 9, 10 uur is ek klaar. Want die werk, daar is nie kinders en niks wat rond daar doen. Jy moet self skoonmaak, jy moet skoon gemaak, dan sit jy daar. Gaan ek die Bybel en ek lees, gaan ek in die kamer, lees ek weer. Jy kry so 'n verdwaalde boodskap op my foon. Ja, ek sê dit is nie definitief nie vir my. Want ek is nou besig om my lewe te verander. Ek kan nie my hierdie gemors kyk. Ek kyk daai ding so. En ja, dit is toe iemand wat dit gestuur het en ek was nooit betrokke by sulke goed nie. Ek sê nee. Stuur die ding terug, ek sê vir my ding jy het vir die verkeerde persoon gestuur. Ek sê hier is ek nou besig om in die woord van die Here te werk. 3 verskillende vertalings, Bybels daar is wat ek het, en ek doen Bybelstudie en ek sê, ek neem dit af, want dis wat die Here wil hê, ek wil jou wakker maak aan die ander kant. Want hy het nou per ongeluk met verkeerde Bybelbrand, ek is dan nie dit Bybelbrand, ek moes daar by naam stuur. Dus ek nou te vanaf op, ek het vir my gestuur. En die boodskap kyk om sy, ek sê, ja, ek kom nie maar, ek sê, kyk jy gemors wat ek kry. Ek sê, ek is nie betrokke by sulke goed nie. En sy sê, die neers reg. Ons gaan toe, en ek sê vir die mense, ek is in die Haken gewees, van die kerk gewees, en ek sê, ek gaan nou na my kerk soek 'n kerk, maar ek moet my oorloos nie moet kyk, hoe vinnig is ek, wanneer moet ek klaar wees nie.
En kom toe, gaan toe daarna pastoor Gerard hulle toe. Antoni is daar so om Chris Eers is daar so, gaan toe daarna toe. Ek besluit nie, maar hier is die kerk, ek kry nou regte voedsel vir my siel. En net daar so toe gaan ek na 'n ander kant toe, en ook daar so, nou, Chris my al 'n maand, 2 maande terug gevra, hoorie, kom sluit aan by die Gideons. Nou wat beweeg jy, want die Here het toe vir my 'n werk gegee, en ek het baie lae salaris gekry, maar die Here sê enige werk sal ek vat. Want jy bid nou, kom jy op jou eie krag en maar ek sal dit en ek sal dit. Sê die Here, nee, oké. Ek sal vir jou werk gee, ek sal vir jou werk gee. En daar het hy vir my werk gegee, maar tot ek wat vandag is. By die werk, ek het voor dit het ek gevoel soos 'n matroos. Ek was in die wêreld gewees, en jy gedink met jou woorde kan jy alles regmaak. Dit werk nie so nie. Die Here werk met jou met 'n plan. Hy wil hê jy moet teruggaan en breek jou af en bou jou van onder af op, boontoe. En dit het so gegaan dat ek begin te daarso toe ek nou gegaan na die mannekant toe. En kom die mense aan praat hulle met jou. Van daarna toe ek sê nee, ek gaan gesels daar met die mense. Ek sê vir hulle maar, jong, ek het nou die ding gekry dat ek hulle vra my om Gideon te word en ek is nou nie seker wat om te doen nie. Die vrou lag en die man lag. Hulle sê nee, jy weet presies wat jy moet doen. Dit is nie nodig nie om vir ons te sê jy weet nie. Hulle sê jy vir ons, wat sê die Here vir jou? En papiertjie neer te skryf daar so, nie op jou eie krag te staan maak nie. Ek is daar, kom na my toe en ek sal jou vat, en ek sal jou lei. En van daai tyd af het ek, dit is nou 7 jaar terug, 8 jaar terug wat ek in die kerk is, het ek my lewe verander, dat die mense kan nie glo. Een van my ouens wat ook 'n manager was, stuur vir my so 'n water vir my boodskap. En ek weet hoe gaan dit. Ek sê nie, vir my gaan dit baie goed, dankie. Ek sê, jy sal die ou wybrand nie meer ken nie. Ek is 'n nuwe wybrand. Ek is gewas in die bloed van Jesus. Ek is gedoop. Die Here is daar. Die Here is my eerste liefde is die Here. En ek eer hom met alles wat ek het in my. My kinders het almal kon dit nie glo. Ek was deur baie streng pa grootgemaak. Die pa is dood toe ek 9 jaar oud was. Ons was 9 kinders. Ek was die babietjie gewees. En ons moes almal groot word en opgaan en ons uit skool uitgaan en van werk en goed. En daar het ek my baadjie gevat en gesê, Here, kom saam met my, laat ek hierdie pad vat. En die mense kan nie glo nie, by die werk kom hulle nou in die week. Een van my vriende het 'n probleem gehad, hy is polistasie toe gewees. Hy kom terug en sê vir my die Dinsdagoggend toe in die kar kom Wybrand. Ek sê ja, hoe lank gaan dit? Nee, ek dan myself. Hy sê ek het 'n bietjie probleme. Ek sê wat is dit? Hy sê nie wil nie vir my bid nie asseblief. Ek word aangekla vir poging tot moord en ek het 'n wapen gerig en sulke goed. Hy sê nee, moet hoor nie. Ek sê kom ons bid. Die Here kan jou daarvan kom. Die Here kan enigiets doen. As jy op jou knieë gaan en jy verander jou lewe, ek sê onthou net een ding, jy moet jou lewe verander. Jy moet jou lewe verander. As jy nie 'n totale 360 grade draai maak, jy kan nie lukewarm en skop die Here, jy wil dan nie sê, lees na jou beste. Ja, kom dan kan jy sê reg. En by die werk het die mense nou kom en vra vir my, hoor hierso, jy vloek nie voor my, ek het gevloek soos 'n matroos. As hulle my voorstel aan iemand sê, please, don't say in front of a writer. Don't do it. Die grootste respek vir my, en ek gee dit die eer vir die Here. Want van daai dag wat ek gestop het om my lewe vir die Here te gee, het die vloek net weggegaan. Ek het nie niemand gevra, en die Here het gevra, Here, help my. En my vrou kan getuie wees. Ek is dag by nag wat ek verander, maar deur die genade van die Here. So wil die Here ook ons, ek en my vriend, en Ria gaan nou, soos hier ry, gaan ons polisie aan toe. Ons gaan nou daarna toe, ons gaan vir die mense bid, ons gaan vir die Bybels gee. Presies wat sy dan Rokkie sê, trek jou hande deur, en vraag my asseblief, bid vir my, ek wil teruggaan, ek wil Mosambiek toe gaan. Ek is hier so as Amazon. Ek en Johnny is my bestuurder. En hy gaan saam, dit is die grootste passie wat ons het, is om vir die Here te werk, vir die Here siele te bring, en siele te wen. En
Tans is my vrou, daar's 2 dametjies, sy het ook 'n dametjie wat 'n Gideon is. En ons wil die uitnodiging maak as Gideons. Mense kom. Die Gideons is nie net vir mans nie, dis vir dames ook. En asseblief, as jy die weg oop sien, dit is gebed, gebed, gebed. Die Here verhoor elke gebed wat ons gee. Nie op ons tyd, op sy tyd. Hy breek jou af, hy bou jou op, jy is 'n nuwe mens. Amen. Al die eer vir die Here. Baie dankie, Webbrand. Baie dankie, broer Lee. Goeiemôre, ek is Hans Stippenaar. Hallo Tersa, van die groep met julle hierson. Dit is môre vir my baie groot eer en voorreg om vanmôre hier te staan. In 'n gebou waar ek die Here Jesus aangeneem het as my persoonlike saligmaker. En hierdie doopbad is ek gedoop as bewys dat ek die Here Jesus aangeneem het en sondes bely en staan het. Ek het ook so daar waar my ruskas sit. Daai eerste gesit een Sondagoggend toe die Gideonshuise was en die gemeente om hulle praatjie te praat. En dan vertel die Gideons al die mooi storieetjies soos Rokkie en Noan en Wybrandt en Lea. En dan dink jy, die mense praat ook nou maar net goed wat hulle in die duim uit sy, net om die mense besig hou. En ek staan so my vrou en sê, hoor nou weer die storieetjie wat hulle vertel. Ek het nog 'n foto van ons door my groot en broer Christo nou, wat destyds die Gideon was, hy kom praat oor die Gideons, en ek staan op en sê, hoor nou weer daar so. Maar min het ek geweet, is 'n pad vir die Here met myself aan staan. Maar die eerste plek wil ek vir julle verhaal vertel van 'n jong man. Hy was 18 jaar oud, toe word hy opgeroep, weermag toe. Maar die persoon het in huis groot geword, waar hulle gehoor het van die Here, en die Here gedien het nie. Hy is toe weermag toe, en in sy weermag tyd, roep die troepe by mekaar, en hy sê, Gideons is daar, om vir die Bybels te gee. So het hy ook die Bybel ontvang, op die 16 September 1971 het hy die Bybel ontvang. En daar het hy begin om pad by die Here te stap. Nou moet jy weet, sy eerste Bybel wat hy het in sy lewe, sy eerste eie Bybel. En dit is wat die verskil gemaak het. So het hy maar die pad gestap, weermag tyd voltooi. Hy die weermag uit kort nadat is hy getroud. So het hy maar aangegaan in die lewe en sy ouma was ook lidmaat van die kerk. Alhoewel die ouma sy kinders vir die Here gedien het nie, was sy 'n bidder gewees. En sy het gebid vir haar kinders en vir haar kleinkinders. En ek gee vanmôre aan die Here al die lof en al die eer vir iemand, vir grootmoeder en grootvader, wat vir die kinders en die kleinkinders intree. En bid die Here, red ook hulle siele. Toe ek getroud is, toe moes ek 'n keuse maak, gaan ek NG Kerk toe, of gaan ek Pinksterkerk toe, daar waar my vrou betrokke is. Toe weet sy, toe sê sy, besluit ons gaan voor die Evangelie Kerk toe, en ons sluit ons aan in die gemeente, en dit is waar ek die Here ontmoet het as my persoonlike saligmaker en verlosser. En ek geef hom vandag al die lof en al die eer. Baie keer praat ons van 'n Bybeltjie, maar dit is nie 'n Bybeltjie nie, dit is 'n Bybellelie. Dit is dynamiet, dit is iets wat jou lewe kan verander. En ek gee vanmôre vir die Here al die lof en al die eer. Vir die Gideon, wat in my weermagtyd bereid was, om my weermag te kom, en die Bybel vir my hand kan gee. Ek eer hom vir die Gideon beweging, en ek sê dankie vir die Here, sy groot genade en sy liefde. Ons voel partykeer so minderwaardig, ons voel partykeer so klein, wanneer ons praat oor die dinge van die Here.
'n bietjie rondom die kerk, toe ons hier ingeskakel het, nou is ek en my vrou jong, ons is getroud, en dan begin ons jeugdienste toe kom. Maar soos dit julle weet, ek sê nie almal is so nie, maar dit is so ek was en my vrou was. Jy is kort getroud, jy is ons kamer, jy is teruggetrokken, en die aand bid julle, maar jy is die kant van die bed, sy is aan die ander kant van die bed, en dan preeuw julle so saggies, julle is te skaam om voor mekaar te praat. Maar soos wat ons nou in die jeugdienst afkom, in die jeugdienst kom, en ons het sulke oud banke gehad hierso, skaam, teruggetrokken, introvert, en ons sit hierso by die Heer, die vrydag aan, en die was 'n broer in die kerk, Frans Lotter, en miskien kyk baie van julle aan my, ons gemaak daar in die dorp. Hy was op die stadium die jeugdleier geweest. En sal hy nou vir my vra, broer Hans, sal jy asseblief open met gebed? Maar nou weet jy, maar ek sê gewoon om hart te bid en behalwe tafel gebed nie. En wat is kom, is deur my liggaam, wat gaan deur my, kan ek nie regtig vir julle beskryf vandag nie. En ek begin nou wegwerk daar met die gebedjie, toe broer Frans en my vrou toe open met gebed, en ek hak op 'n stadium vas, en pastoor Douglas, as die pastoor nie gemeen, hy sit so 'n bietjie voor, net so naby my. Toe ek so vas het, help my nou was 'n bietjie in, ek volg nou maar sy woorde, en so het ek geleer, om by my huis te oefen, om die Here se naam groot te maak, om vir die Here te bid, om vrymoedigheid te hê, want jy kom in 'n verleentheid, want jy nie self kan hard bid nie. En dit waar nie dan dat ek oorwinning gekry oor al die sake, en toe by die huis kom gesê vir my vrou, ons bid nie meer saggies nie, ons bid hard voor mekaar, dat ons kan oefen, dat ons ingeoefen kan wees, om in die openbaar tussen ander mense ook te kan bid en vir mense te kan bid. En ek eer die Here, as kyk net aan die ligte wat hy hang, jare terug, ons het sulke eenvoudige liggies gehad, jare terug, ons lyk ons op die ligte in die kerk en sit, een Saterdag het 'n paar van ons broers gekom, en die ligte wat nog steeds hier hang, so het ek opgegroei in die gemeente. En nie, ek sê ons het 3 uur tyd, nee, want dit baie lang is. Ek kan nie nou afsluit nie, want ek nou nie reg lees nie. Maar in elk geval, ek het gehoor hoe die pastoor altyd praat van tiendes en van offergawes en goed, en wat se seëninge jy kan ontvang as jy gee vir die werk van die Here. Maar jy weet, mense het nie geld en dat is jong, die een week moet jy huis betaal, die ander week moet jy meubels betaal, die ander week moet jy die betaal, die ander week dat jy net genoeg om te lewe, maar net te veel om van dood te gaan, ne? So die geldjes was al in. En soos wat die pastoor begin praat het oor die tiendes en offergawes en allerlei type van dinge, het dit begin indring in my gedagtes. Maar op baie stadium het Kanston gerook, hy het 'n mooi pakkie gehad met so 'n kanon ook. Ja, ek het Kanston gerook, en ek het nou aan 'n bietjie klip terug verdruk ook, en die oude meester. Maar weet jy nog wat? Ek staan eendag by die werk, en ek is alleen in die werkswinkel. Ek begin die ontwikkeling in my lewe kry, die begeerte om ook my tiende te gee vir die kerk, maar ek het nie. Maar ek het geld vir oude meester, en ek het geld vir Kanston. En ek staan so alleen in die werkswinkel, en ek haal my Kanston uit, en ek sit hom in my mond, en ek steek hom op, en iets sê vir my, wat doen jy? En ek kyk nog rond, het jy môre dan nou gepraat, en ek besef, ek is alleen, en ek gee hom so die tweede trek, en die Heilige Gees sê, wat maak jy? Ek besef al wat ek nou doen, ek staan in my oog. En die Heilige Gees sê duidelik vir my,
Maar jy is die mannetjie wat sê, jy het nie geld vir jou tiende nie, jy het nie geld om te gee vir die werk van die Here nie. Maar kyk wat is jy besig om te doen. En ek besef al wat ek nou doen, ek is besig om te rook. So hy sê, jy mislei jouself om te sê jy het nie, jy kan nie gee nie. Ek stap voor jou toe, sluit myself toe, ek sê, Here, as dit vandag die Heilige Gees is wat met my gepraat het, Here, help my om los te kom van die sigarette af. Here, kom met nie my hele tiende nie, maar as jy my help om my rook te los, kom met ek my rookgeld wat ek so opoffer die werk. En so het ek die pad gestap, die pakkie klaar gerook, ek was nie so braaf soos party wat om my laag op die hakkie neersit nie, en elke keer as jy daar verwyk om my tart te jou, en sê, vat my nog eentjie nie. Ek het dit maar net klaar gerook, en weet jy wat, ek het nooit weer sigaret gekoop nie. Die Here doen, 'n volmaakte werk, eensklaps. Toe begin ek my tiendes gee, en ek begin my offergawes gee. En die Here verander, want my kar elke dag gebreek het, nou in die kar so 2-3 maande gaan. Want die tyres klaar geraak het, ry ek langer met die tyres. As ek petrol aangooi, dan ry ek verder met die petrol. Sien die Here verander 10 cent in 100 rand. My geloof was so groot in die Here. Toe pastoor Daniel die getuienis vertel, toe sê ek van pastoor, weet jy wat, 'n brood kos my 20 cent. Want 'n brood 10 rand kos, gaan die Here nog my voorsien. My geloof en my vertroue in die Here het groter en sterker geword, omdat ek hom vertrou het. Maar hy sê vir jou in die woord, gee jy die eerste tree. Ons moet waag om my eerste tree te gee. En so kan ek vir julle honderde getuienis vertel, wat in my lewe gebeur het. Die Here is groot, hy is goed, hy is getrou, hy is almagtig. Nadat ek die rook gelos het, die goed, gesien die pastoor, die sê, haal my, hy sê vir my, ek wil jou die jaker maak in die gemeente. Toe maak ek my gemeente, die jaker, die gemeente, maak my na 2 hoofdjaker, staan my die deur, voel die mense verwelkom. En wanneer dit nagmaal is dit my verantwoordelikheid om die broers wat die nagmaal moet bedien, terwyl ek Sondag die Saterdag gaan voor die tyd, en hulle sê, jy kom die nagmaal bedien. Maar weet julle, in daardie stadium, tyd het verby gegaan, ons het daar skandaal, en ander pastoor gekryk, was door Jackie Venter. En hulle was by die algemene raadsvergaderings in Irene, en hulle kom terug van die vergaderings af, en hy roep die kerkraad in mekaar. Hy sê vir die kerkraad, toe die ding net so gekom dat die swartes ook in die blanke kerk word van hy betrokke raak. Dit is eintlik 'n hartseer ding wat ek nou vir julle gaan vertel. Ek voel eintlik verleer. En op die kerkraadsvergadering vra pastoor Jackie Venter, broers, ons het nou hierdie versoek gekry, gaan ons die ander rasse in die kerk toelaat, gaan ons hulle nie in die kerk toelaat nie. Want ek was 'n rasis gebore, ek het nie een geword nie, ek het opgegroei in die tyd, waar daar net rasisme was. En ek was 'n groot rasist. En ek staan nog daar by die deur en mense groet. Kerk het nou net begin, ek staan daar vir die laatkommers om hulle te verwelkom. En dan kom weer so 'n dames by die deur, mooi aangetrek, netjies. Dus staan ek by die deur. En hulle is ook al half verdenking en my vraag, Heer, kan ons maar inkom in die dienste? En weet jy wat, op die kerkraadsvergadering was ek die eerste keer met gesê, pastoor, ons laat hulle nie toe in die kerk nie, ons waar in die kerk van ek, het sal nie besluit gemaakt, ons gaan nie toelaat nie. En ek staan aan die deur, en hulle kom en vraag, word ons
En weet julle wat, as gevolg van die verkeerde besluit, wat ek ook saamgeneem het in die kerkraadsvergadering, sê ek vir die Heer, allemaal wat ek toe gaan toekomsreis toe, as baie kerk te veel. En ek voel kan om met julle vanmorgen te sê, maar ek het miskien baie keer weggejaag van hy dag tot in keer so gekom het. Het is enige verleendheid vir my met soveel te vertel, maar dit is wat met my gebeur is. En net daar, die Heer my hart verander. Toe die tyd voorbij gegaan en ek het ook al wat heel tyd gesluit, daar het hy my gevraag, en so het ons maar die pad gestap, tree vir tree, trappie vir trappie. So by die Gideons aansluit, kon ek ook 'n swart man of 'n swart vrou op die nek vat en sê, I love you, I love you. So die Here verander mense van alle omstandighede en situasies. En as ek nou net terugkyk op my lewenspad, dan kan ek net vir die Here sê, Here, U is goed, U genade is my genoeg. Julle sit vanmôre almal nie as kinders van die Here wedergebore is. Maar Jesaja 6 vers 8 sê vir ons, daarom hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Kom antwoord ek, Here, hier is ek stuur my. Maak net jy oor te vanmôre, net 'n gebed doen. Here, kom vanmôre na U in die naam van Jesus Christus. Aan U gee ek al die lof en al die eer, al die dank, al die prys, al die aanbidding. Dankie Here dat ek vanmôre weet daar is niemand soos U nie. Niemand wat ooit met U vergelyk kan word nie. U is die koning, U is die Here, en aan U liefde is daar geen einde nie. Here, soos wat U pad met my gestap het, is daar miskien baie ander wat môre in die vergadering sit en sê, Here, ek het nie, ek kan onbekwam. Maar Here, U bekwam gewillige mense. U bekwam mense wat sê, Here, hier is ek stuur my, gebruik my. Here, terwyl jy groepie mense voor my sit vanmôre, en ek vra dat jy vanmôre in elkeen se hart sal werk, en elkeen se gedagte sal werk, Here, so wanneer jy die woord met gepraat, dat sê, Here, wie sal ek stuur en wie sal gaan, dat jy sê, Here, hier is ek, stuur my. Ek eer U vanmôre en sê dankie Here vir die godsdienstvryheid wat ons nog het in 'n land Suid-Afrika soos hierdie. Dat ons nie beperkings het teen ons godsdienst moes al die voorregte wat ons het nie. Dankie dat ons nog die vryheid het om die Bybel in mense se hande te kan plaas. Tydig en ontydig. Maar Here, dat U vanmôre met elkeen sal praat en sê, hier is ek, stuur my. Here, aan U gee ek al die lof, al die eer. Here, ek bid vanmôre vir die gemeente. Ek bid vir die harte van die gemeente. Ek bid, Here, dat U vanmôre 'n wonderwerk sal doen. Dat U die sluise van die hemel sal ooptrek oor hierdie gemeente. Dat U finansies sal stuur. Dat U lidmate sal stuur, Here. Want dit is super toeval dat hierdie gemeente op die hoek van Johnson en Tienstraat staan. U het dit geplaas met 'n doel, met 'n plan, Here, en dit is om siele vir U te wen. En gee vanmôre nie al die lof en al die eer en ons dankie vanmôre in Jesus naam. Amen. Antonie het al dit alles mooi saamvat. Baie dankie. Wat kan ek nog sê? Eenvoudige mense, soos ek en jy. Lief vir die Here, lief om oor om te praat, lief om uit te gaan, vir mense wat kan sê, die Here is lief vir jou. Moenie eens 'n getuienis bring nie, maar nie eens sê wat ons gedoen het en die tyd is min. Maar ek wil Romeine 10:14 en 15 vir julle sê. Hoe kan ons hom aanhou en wie ons nie glo nie? Hoe kan ons glo as ons nie van hom gehoor het nie? Hoe kan ons hoor
daar niemand is wat preek nie. En hoe kan ons preek as ons nie gestuur word nie? Dan sê hy, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Dit is wat ons doen. As enigeen van julle dalk belangstel, praat met enigeen van ons. Dis al wat ons doen. Ons gaan verkondig die woord van die Here. Mag die Here jou gemeente seën, soos ons gebid het, mag die goedheid en die guns van die Here met julle wees. Mag julle uitgaan in hierdie omgewing en mense inroep. Dankie Here. Dankie. Ons gee die musiekspan nou 'n kans.